Hierso vra hulle vir jou finansiële vaste bates. Nou hulle het dit nie so ingewikkeld gemaak nie. Kom ons kyk na wat hulle vra. Die inligting het betrekking op die finansiële jaar geëindig 28 Februarie. Verwys na inligting A. Bereken die ontbrekende bedrae aangetoon deur 1 tot 3 op die nota van vaste bates. Ons gaan in hierdie video gaan ons net 2.2.1 doen. So 2.2.1, kom ons kyk die inligting wat hulle vir ons gegee het. Gelukkig gooi hulle altyd vir jou so ouetjie in, nê. So eerste moet jy nommer 1 uitwerk, die draewaarde op 1 Maart. So jy weet in hierdie tyd, draewaarde is die kosprys minus die opgehoopte waardevermindering. Het ek die kosprys en die opgehoopte waardevermindering? Ek het. So ek gaan sê 2640000 wat die kosprys is, en ek gaan sê minus die opgehoopte waardevermindering wat 99000 is. Want dit is wat vir my die draewaarde gee. Is die kosprys minus die opgehoopte waardevermindering, en dit gee vir my 'n draewaarde van 1650000. Nou vra hulle vir jou die bate verkope teen draewaarde. So daarvoor sal ons ekstra inligting nodig hê, nê. So ons wil weet wat is die draewaarde van die bate wat ons verkoop het. So dit gaan wees die bate wat ons verkoop het se kosprys minus sy totale opgehoopte waardevermindering. Hoekom sê ek totale? Dit beteken dis die hele jaar tot die dag wat ek dit verkoop het. So baie maal is dit in die gedurende die jaar verkoop. So hulle gaan vir jou aan die begin van die jaar 'n saldo gee op 1 Maart wat die opgehoopte waardevermindering was, en dan moet jy onthou om by te plus hierdie jaar se waardevermindering tot die dag wat jy dit verkoop het, nê. So kom ons kyk wat gee hulle vir ons. Addisionele toerusting aangekoop. Okay, dis nie wat ons soek nie, ons soek voertuie inligting. 'n Ou voertuig is 30 November verkoop, okay? So dit beteken ons het hierdie voertuig gehad van 1 Maart nog hierdie jaar tot 30 November. En dit was 'n volle 9 maande wat ons nog hierdie voertuig gehad het hierdie finansiële jaar. Dis teen draewaarde verkoop. Die kosprys van die voertuig verloop dit, so ek kan sommer klaar daar inskryf. 286.000. En dan moet ek nou die draewaarde minus, nê. En die opgehoopte waardevermindering minus. En die opgehoopte waardevermindering op 1 Maart beloop soveel. So daai 192.000 is al die waardevermindering van hierdie voertuig tot en met die 1 Maart 2022. Maar ek het hom eers 30 November verkoop. So as jy bateverkope reëls van graad 11 onthou jy een van die eerste goed wat jy moet doen is jy moet die waardevermindering op datum bring. So kom ons doen dit gou-gou, want ons weet nou, dis nie al opgehoopte waardevermindering nie, daar kort waardevermindering. So hoe werk hulle die waardevermindering uit? Dit is op voertuie op die draewaarde metode. So nou het ek die draewaarde, ja, want ek het die kosprys en ek het die opgehoopte waardevermindering aan die begin van die jaar. So ek gaan sê 286.000 minus 192.000, dan kry ek die draewaarde, nê, en dan maal ek dit met die persentasie vir waardevermindering en die hoeveelheid maande wat ek gehad het. En ek het dit mos nou uitgewerk, dis van die 1 Maart af tot die 30ste November is daar nog nie waardevermindering uitgewerk nie. En dan gaan ek kry 'n bedrag van 14100. So dit is hierdie jaar se waardevermindering. Okay, so nou moet ek dit byplus by die opgehoopte waardevermindering aan die begin van die jaar, en dan gaan ek my totale waardevermindering kry. So dis my kosprys, en hierdie is my totale opgehoopte waardevermindering. En as ek daai twee bymekaar aftrek, wat gaan ek kry? Ek gaan my draewaarde kry, nê. So dis my kosprys minus my opgehoopte waardevermindering aan die begin van die jaar, minus die opgehoopte waardevermindering wat, ek sê nou minus, want daai minus gaan ons nou inmaal, minus die opgehoopte waardevermindering tot en met die dag wat ek hom verkoop het. En dan gaan ek kry 79900. So onthou van hierdie tussentyd sy die opgehoopte waardevermindering van hierdie jaar ook. Anders sou jy in hierdie geval net 2 punte gekry het, miskien 3, okay, in plaas van 5. So daai kry jy 2 punte voor. Okay, dan die totale waardevermindering op toerusting is volgende. Nou die toerusting het hulle vir ons gegee. Daar is, hulle sê die waardevermindering op toerusting moet ons op kosprys bereken, en daar's addisionele toerusting op 1 September aangekoop. So dit beteken ek moet hierdie toerusting se waardevermindering van 1 September tot 28 Februarie uitwerk, en volgens my dink ek is dit 6 maande. Ja, 6 maande. So ek werk net die waardevermindering uit vandat ek hom gekoop het tot die einde van die jaar. Ek werk hom nie andersins uit nie. Okay, so kom ons kyk. Die begin van die jaar is 660.000 maal met 10%, en dan kry ek 66.000. Maar nou ouens, onthou hom altyd, nê, as dit nie opgehoopte waardevermindering en hulle maak dit nie te ingewikkeld nie, onthou hom altyd te check. Is hy groter as die draewaarde? Nou wat is die draewaarde van hierdie ou voertuie? Ou toerusting, 30.000. Dis baie meer as 30.000. Okay, so wat kan die maksimum
opgehoopte waardevermindering hierdie jaar wees of die waardevermindering hierdie jaar wees? 30.000 minus R1 gee vir my 29.999. So ek kan nie meer as daai waardevermindering hê op my ou toerusting nie. My ou toerusting, hoekom nie? Want as ek nou gaan sê 30.000 wat die draagwaarde is en ek minus hierdie jaar se opgehoopte waardevermindering van 29.000, dan gaan ek kry R1. My nuwe draagwaarde gaan R1 wees. Maar as ek die 66.000 gaan aftrek by daai 30.000, want dis wat ons doen met waardevermindering, ons trek dit af by die draagwaarde, nê, om die nuwe draagwaarde te kry. Dan gaan dit mos nou minus iets wees. En 'n toerusting en 'n bate mag nooit 'n minder as R1 waarde hê nie, nê. So maak altyd seker as jy die toerusting se waardevermindering uitgewerk het of die voertuie en dit is dan 66, kyk net altyd of is dit groter as die draagwaarde aan die begin van die jaar, nee, want dis nou die ou voertuie. Ou toerusting. So nou al wat oorbly is ek moet die nuwe toerusting, die 156.000 se waardevermindering uitwerk en die enigste vangplek daar is dis slegs vir 6 van die 12 maande. So daai enetjie gaan ek dan kry is 7.800. So ek gaan 29999 plus 7.800 bymekaar tel en dan gaan ek kry 37799. So dis die totale waardevermindering op toerusting. So dit is die totale vaste bate nota.